Prediker hoofstuk 3 vers 1 sê dat vir alles is daar 'n bepaalde tyd. Vir alles onder die son is daar 'n bepaalde tyd. So wat dit beteken is daar is seisoene vir alles in ons lewe. En wat belangrik is vir my en jou is dat ons daai seisoene sal identifiseer. Ons moet die seisoene in ons lewe identifiseer want daar kom baie keer goeie seisoen, daar kom baie keer 'n slegte seisoen. Net soos wat daar seisoene is in hierdie wêreld van somer, winter, herfs en lente en dit herhaal homself elke jaar, so is daar ook seisoene in ons eie persoonlike lewe wat homself herhaal. So daarom is dit belangrik om jou tydlyn skoon te maak. Want op jou tydlyn, dis waar jy seisoene ervaar en beleef. En baie keer herhaal daai patrone homself elke jaar. Dan kom jy agter maar elke jaar ooreenkomstig hierdie periode is daar sekere goed wat in my lewe gebeur. Daar's sekere goed wat ek ervaar. Elke jaar oor 'n spesifieke periode dan gebeur die volgende. Dan moet jy weet dat daar is goed wat op jou tydlyn gaan lê. Daar is goed wat vas is in terme van daai seisoen. En as dit positief is, great, maar as dit negatief is, dan moet jy daai seisoen aanspreek en jy moet jou tydlyn gaan skoonmaak. En is belangrik vir my en jou om onsself voor te berei vir die volgende seisoen. Want net soos wat 'n plaasboer homself voorberei vir die reenseisoen en vir die planttydperk, om die grond voor te berei, om die saad te saai, waar hy wag vir die reën, dat die reën sal val, sodat daar 'n oes kan opkom op sy land. So moet ek en jy ook werksaam wees in terme van die seisoene wat in ons lewe is. So ek weet nou natuurlik wat se seisoene daar is in my eie persoonlike lewe. En wanneer ons gaan deur 'n seisoen wat dit 'n moeilike tyd is, dan moet jy reeds al die voorbereiding gedoen het in die seisoen wat dit goed gegaan het. Want dan werk jy met die regte mindset, dan werk jy met die regte bepaling in jou lewe. Want jy kan nie, wanneer jy in die seisoen van verknorsing is, in die seisoen van 'n finansiële insinking, nou wil begin planne maak. Jy moet alreeds die seisoen beplan. Jy moet alreeds weet, maar hoor hier's 'n patroon in my lewe. Jy moet alreeds weet dat daar gaan 'n seisoen kom waar ek dalk 'n moeilike tyd gaan hê. Daar gaan dalk 'n seisoen kom waar ek so bietjie deur 'n dip gaan, finansiëel of selfs persoonlik. So daarom moet jy voorbereiding maak in die seisoen waar dit goed gaan. En weet jy, ons kry die voorbeeld daarvan uit Josef, waar Josef die droom gehad het of die droom verklaar het van Farao. En hy implementeer die uitwerking of die verklaring van daai droom. En weet jy wat gebeur? Toe die seisoen kom van droogte en hongersnood, toe's die voorsiening daar. So mense, ek en jy moet met 'n ander mindset funksioneer. As die woorde dan verklaar dat daar is 'n bepaalde tyd vir alles, dat daar is seisoene in ons lewe, dan moet ons nou al begin werksaam wees vir die volgende seisoen in ons lewe. En ek persoonlik weet, wanneer daar sekere seisoene is in my lewe, wanneer die patroon homself herhaal, en dis my en jou se verantwoordelikheid om daai negatiewe patroon te breek, om dit te kanselleer, om ons tydlyn skoon te maak, om terug te gaan op ons tyd, want kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Daar gebeur 'n traumatiese ondervinding. Jy's dalk in 'n motorongeluk. Nou kom die jaar daarna, dit gaan lê op jou tydlyn, die jaar daarna gebeur daar weer iets. Dan's daar weer 'n traumatiese ondervinding. Daar's dalk weer 'n ongeluk of iets soortgelyk wat met jou gebeur oor dieselfde periode. Dit beteken daar's iets negatiefs op jou tydlyn. Daar's iets negatiefs wat in daai seisoen vasgevang is en daarom moet jy dit skoonmaak. En as jy weet dat daar is 'n sekere seisoen van deurbrake in jou lewe, dan werk jy volgens dit. En jy bring jou situasies en die omstandighede in daai seisoen in, sodat jy kan weet, maar hoor hier gaan 'n deurbraak plaasvind. Hier gaan 'n openbaring wees en hier gaan die hand van Jahwe in my lewe kom manifesteer. En ek ervaar dit en ek beleef dit dat ek persoonlik ook in sekere seisoene lewe en dis belangrik om die voorbereiding te doen. En ek wil hierdie boodskap wil ek vir jou gee, sodat jy nou al kan bepaal en mooi kan identifiseer waar die seisoene in jou lewe is.
dat jy kan identifiseer en onthou, dis jou verantwoordelikheid om jou tydlyn skoon te maak. Dis jou verantwoordelikheid om te gaan kyk, waar is die positiewe seisoene, waar is die negatiewe seisoene? Waar is die positiewe seisoene en hoe kan ek intap in dit en hoe kan ek dit bring na nog 'n beter, 'n fenominale seisoen in my lewe, en as daar 'n negatiewe seisoen is, hoe kan ek dit omdraai dat dit ook 'n positiewe seisoen sal word? Want elke seisoen het tog sy nut. As jy kyk na die seisoene in hierdie wêreld, daar's lente, daar's somer, daar's herfs en daar is winter. En elke seisoen het tog sy nut. Elke seisoen het 'n spesifieke doel waarvoor dit daar is. So jy moet die seisoene wat in jou lewe is tot die volle potensiaal benut wat in jou lewe plaasvind. So die woord kom sê dit. Prediker hoofstuk 3 vers 1. Vir alles is daar 'n bepaalde tyd. Vir alles onder hierdie son is daar 'n bepaalde tyd, en net so het ons ook bepaalde tye en seisoene in ons lewe. Maar wat ek wil hê jy moet doen is, en hoe jy moet funksioneer, en die mindset wat jy moet hê, is om jouself voor te berei vir die seisoen wat kom. Want as jy nou al begin werk in die seisoen wat jy dalk min het, en jy begin die voorbereiding te doen, en jy begin werk, en jy doen jou beplanning, en jy doen alles reg, dan gaan die seisoen wat kom, waar die oorvloed kom, dat jy dit kan hanteer, en dat die oorvloed jou nie sal oorweldig nie. Dat die oorvloed van God se seëninge, dat jy dit sal kan hanteer en reg kan toepas, met die regte mindset. En wanneer jy dan in daai seisoen van oorvloed is, dat jy reeds sal begin werk, reeds sal begin om jou gedagtepatroon reg te kry, en die voorsiening daar te plaas, vir die seisoen wat jy dalk bietjie minder gaan hê. So mense, kom ons leer uit die woord uit. Kom ons leer uit die woord uit, dat wanneer die woord vir ons sê, daar's 'n bepaalde tyd, kom ons leer daaruit. Kom ons pas dit toe. En kom ons verander ons mindset, want jy gaan in 'n oorwinnende basis kom, as jy deur die loop van jou jaar, deur die loop van al jou seisoene, as jy kan oorwinning behaal deur dit alles, in steede daarvan om insinking te ervaar, en dan seën, en dan weer insinking te ervaar, dat jy op 'n gelyke grond sal wees, en dit gaan jou in 'n beter posisie plaas, om nou natuurlik te lewe, vir die skepper van hemel en aarde. So ek hoop hierdie boodskap bring so 'n bietjie 'n ander perspektief by jou, en dit raak jou hart aan, om elke bepaalde seisoen wat jy ervaar, mooi te identifiseer, en te gaan werk in daai seisoen, om voor te berei vir die volgende een. Mense, baie dankie dat jy ingeskakel het, baie dankie dat jy deel is van die bediening. Mag jy in jou seisoen wat jy nou beleef, geseënd wees, en mag jy geseënd wees in die seisoen ook wat kom. Van my kant af, Rian Abri, dankie, weer eens, wees geseënd, tot volgende keer, Shalom.